So, verlede week het ons begin met die boek van Galasiërs. Ons het net so die eerste halfte van die boek het ons begin mee. Jy kan op YouTube dit gaan kyk as jy dit gemis het. Gaan kyk daarna, so dan kry jy 'n baie goeie fondasie van waarheen ons met hierdie boek op pad is. Maar ons het tot op vers 15 gewerk verlede week, en dan begin ons met vers 16 vandag. So vers 16 lees, en dan sal ons 'n bietjie praat, so ons gaan nie elke vers nie, maar jy kan by Galasiërs 1 vers 16 sover oopmaak, en dan gaan ons tot aan die einde van hoofstuk 2 ook. So jy kan saam met my lees, en saam journey ook. Ons gaan nie elke vers ontleed nie, ons gaan maar praat so tussenin, en ek gee vir jou oorhoofse wat in daai deel gebeur dan ook. Maar ek wil jou vra, moenie net hiernatoe kom om te kom ontvang dit wat ek vir jou gee nie, lees jou Bybel ook. Gaan lees ander kommentare, goeie kommentare, nie net enige iemand se kommentaar nie. Gaan lees op en kyk wat gee die Here vir jou. So in hierdie is dit iets wat aan my geopenbaar is, wat ek vanoggend met jou deel, maar dit kan dalk, die woord is so lewend, dit kan vir jou iets anderste ook beteken. Vers 16 lees, dit sê, om my seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So die eerste deel wat jy daar so raak lees, is 'n baie interessante deel, en Paulus is 'n man, was baie in homself opgeblaas as Saulus, en hier kom hy en die Here openbaar hom die seun, nie aan hom nie, in hom. Dit dui dat daar 'n verandering in Paulus se lewe plaasgevind het, die oomblik toe die seun in hom openbaar is. Dan sê hy ook, en so vinnig, en ek stop net by daai gedeelte gou vinnig, hy sê, en het ek dadelik nie die vlees en bloed raadpleeg nie. Die ding is, wat met die mens gebeur, as die Here homself aan jou openbaar in 'n manier, wil ek jou waarsku, moet nie die vlees gaan raadpleeg nie. Want so baie keer dan sê die Here vir jou, doen dit. En jy is met sekerheid dat die Here het dit aan jou openbaar. Want dan begin ons hierso dit uitredeneer. Here, ek. En as ons gaan dan net Moses toe, ek is 'n hakkelaar. Die Here openbaar homself in 'n brandende bos. Ja, hy sê dis wat hy gaan doen, en hy sê, ek hakkel. Ek is die minste. Ek kan dit nie doen nie. Hoor? Probeer homself. Hy raadpleeg die vlees. En die vlees is bedrieglik bo alles. Hierdie hart, die emosies. Maar Jesus openbaar homself in Paulus, en dit dui dat daar 'n verandering van binne af in hom plaasgevind het. Dit verander sy menswees, sy denke, en terselfdertyd verander dit sy roeping. Dan is daar 'n deel, hy sê, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. Ons het dit verlede week gesê, hy het 'n roeping gekry van die Here af, dat hy nie onder die Jode, hy was 'n Jood homself, maar dat hy nie onder die Jode sou bedien nie, maar dat hy onder die heidene, die onbesnedenis, was geken as daai tyd die heidene, hulle wat nie volgens die wet gelewe het nie. Hy is geroep, soos sy roeping is vasgemaak, dat hy onder die heidene sou gaan bedien. En dan sê ek vir jou, wanneer Christus aan jou openbaar is, dan gee hy nie net 'n openbaring nie, hy gee ook 'n roeping. Hy maak jou roeping vas, hy gee 'n roeping aan jou ook, soos wat hy vir Paulus daardie dag gegee het. So ons sien hierso, dat hy kry nie net nuwe kennis nie, want Paulus het die wet geken, maar nou kry hy 'n openbaring wie Christus vir hom is. So hy kry nie net nuwe kennis nie, Christus word in hom openbaar, en hierdie openbaring gee onmiddellik 'n doel vir hom, en daardie doel is
God stuur hom onder die heidene. So Paulus kry op presies dieselfde tyd 3 verskillende dinge. Hy kry 'n openbaring, hy word getransformeer en hy kry 'n roeping. Sy roeping word vasgemaak in hierdie gedeelte. Wanneer Christus hom aan jou openbaar, verander hy nie net wat jy weet nie, hy verander waarvoor jy leef. Ek sê dit weer, hy verander nie net wat jy weet nie, hy verander waarvoor jy leef. Dan gaan ons vers 17, sien ons dat Paulus gaan dan na die apostels, gaan nie af na apostels toe nie. Hy kom een kant en hy gaan na Arabia toe. En ek sê hierdie pertinent, nie weg van mense af nie, hy gaan bevestig net sy gesag in Christus. Arabia is 'n groot woestyngebied wat vandag geken word, bekend staan as Jordanië, en hy bedien 3 jaar hierso, en na hierdie 3 jaar sê die woord, hy sê dit in sien dit vers 17, hy het amper sê ek Jordanië, Arabia toe gegaan, en van daar af het hy Damaskus toe gegaan. So in hierdie 3 jaar, nie ver van mekaar af nie, het hy daarso homself gaan vestig in Christus. As ons hierna kyk, dan sien ons Paulus kom een kant, maak homself vas in Christus, sy openbaring wat hy van Christus ontvang het, kry hy homself op 'n plek waar hy hoor by die Here, wat het hy hom voorgeroep? Hy kom een kant, die openbaring was vasgemaak in die woord, so jy kan openbaring ontvang, maar jy moet dit vasmaak in die woord, want die vyand sal jou altyd aanval op die openbaring wat jy ontvang het. Maar as dit geanker is in die woord, kan jy vir hom sê, daar staan geskrywe. En dit sê ek ook gereeld vir jou, profesie kry van iemand af, en dis nie geanker in die woord nie, wat sal die vyand met dit doen? Hy sal dit kom steel. Want jy is nie geanker in die woord nie. So, hy kom een kant, en Paulus voor mense kon staan, en ons sien dit deur sy lewe, baie kerke geplant. Voordat hy voor mense kon staan, het hy eers voor God gaan staan. Homself een kant gekry, en voor God eers gestaan. God gee nie noodwendig, en ek sê dit noodwendig, God gee nie noodwendig 'n platform nie. God sê, ek eerste. Hy wil eers voordat jy die platform kry, en ek praat nou platform, voordat hy jou uitlig om groot dinge vir hom te doen, wil hy eers sê, jy moet jouself anker in hom. En dit is ons visie. God, gesin, gemeenskap. Hoekom God eerste? En Tommy het dit in die week, ek en hy so gepraat daaroor. God is nie eerste nie, God is alles. Want as jy God alles maak, en dit is wat Paulus hier kom doen het, hy het God alles gemaak. Want as God eerste is, wie is tweede? En is God dan as ons kom by gesin? As ons sê God is alles, dan is God in jou gesin ook. Maar jy moet jouself eers kry alleen, een kant, sonder 'n platform, sonder die ligte hierso, of die bediening waar jy in bedien, sodat mense jou kan raak sien. God wil eers sê, jy moet jouself anker in hom. En hier's wat Paulus kom doen. Soms wil God jou eers op 'n plek kry, waar niemand jou kan raak sien nie. Hy sê, eerste koninkryk, dan sal ek jou al die ander by. So hy wil hê, jy moet fokus op die koninkryk en koninkrykswerke, dan sal hy jou uitlig en gebruik op ander dinge, waar hy jou nodig het, waar ander mense jou, ons moet baie versigtig wees om te doen dat mense jou raak sien. Want as jy doen om raak gesien te word, is dit van korte duur. Maar as jy jouself vestig in God, en dis wat Paulus hier kom doen het, God het in sy karakter ingebou. Want weet julle wat was Paulus se karakter? Die wet, en om ander te vervolg, en om te sien dat die wet in mense opgeblaas raak. So pas op dat jou
ou karakter in Christus kan nuut gemaak word. En God wil eers goddelike karakter in ons inbou. So Jesus se openbaring doen, as Jesus aan jou 'n openbaring geword het, doen jy iets wat, alles wat hom behaag. Alles wat hom behaag, en jy doen dit nie vir 'n tip op die skouer nie. Wanneer ons begin beweeg om deur mense raak gesien te word, en sê, Jesus man, Corine, jy's so amazing, ek sê dit baie vir haar, maar jy's so amazing, jy doen so goed. Renier, man, jy's 'n amazing man vir Martha. Maar as Renier nie gevestig is in Christus, en weet dis Christus alles in my nie, sal Renier trots word in homself, en sê, yes man, ek is 'n amazing man. Ja, dankie pastoor, dat jy my raak sien. Maar as ons dit doen om 'n tap op die skouer te kry, is jy op gevaarlike plekke. En ek dink Paulus homself hy kon homself dra as Saulus. Mense was bang vir hom. Want hy het die kerk vervolg. Hy het die kinders van die Here vervolg wat nie onder die wet was nie. Hy het die onbesnedenis vervolg. So God sy karakter in hom inbou in daardie tyd toe hy homself eenkant gekry het om homself te vestig in God. Na hierdie 3 jaar se afsondering sê ek, en ek wil hierdie bysit, dat hierdie afsondering het Paulus, en as jy dan Paulus se lewe en sy tydlyn gaan bestudeer, dan was daardie 3 jaar se afsondering nie 'n passiewe plek waar hy gaan sit het en sê, okay Here, ek wag nou op U. Ek wag, en ons sal wag en wag tot ons blou is in ons gesig. Dit was nie 'n passiewe plek nie. God het steeds sy werk in hom volbring terwyl hy afgesonder was. Hy was afgesonder, maar hy het nog steeds die koninkryk gebou. Hy het nog steeds die goeie nuus gaan vertel. En Jesus was nog steeds aan ander mense gegee. So in jou afsondering, daar's 'n tyd vir afsonder, een kant kom, daar waar niemand jou pla nie, daar's 'n tyd vir dit ook. Maar in daardie 3 jaar glo ek, God het homself aan hom kom meer openbaar deur sy woord, maar hy het seker gemaak, sy koninkryk word nog steeds deur Paulus uitgebrei. Na hierdie tyd wat hy in afsondering was, sien ons dat hy na Jerusalem toe is, na Petrus, en Jerusalem is dan nou weer daar waar die Jode almal bedien, en hy gaan besoek vir Petrus vir 15 dae, en hy tyd saam met Petrus spandeer, en soos vorige week gesê, ons gaan nou vandag 'n bietjie kyk na wat het hy als met Petrus gepraat, en in hierdie deel hy met Petrus wat God aan hom openbaar het, want onthou Petrus bedien aan die besnedenis, die Jode. Hy bedien aan die Jode, so nou is daar iets nuuts, die openbaring van genade is aan Paulus. Ek moet nou versigtig wees, Paulus en Petrus, want nou is daar die 2 P's. So Paulus het hierdie openbaring van genade, Petrus nie. Hy het net die goeie nuus. Jesus het gekom en vir jou gesterf, vir jou sondes, en jy kan vrykom as jy Jesus aanneem, as Jood, en die besnedenis. Maar hy kom vertel en sê, God se roepingsplan oor my is anders as joune. En hy het my geroep om onder die heidene te gaan die pad stap. En hy kom deel hierdie alles met hom, en van daar af gaan hulle na Sirië en Cilicië toe, en dan na Judea wat 'n Christelike gemeentes is. En hulle begin daarso bedien, en ons sien in Galasiërs 1 vers 23, hy wat ons vroeër vervolg het, so hulle sien nou, onthou dis 'n Christelike gemeente, hy wat ons
vroeër vervolg het, sien hulle die Saulus. Hulle sien, Paulus staan daar, maar hulle sien vir Saulus. Hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. So nou sien hulle sien Saulus hier in vlees, die vervolger, die moordenaar, die een wat teen die kerk was, teen die Christelike kerk. Hy sou hier ingestap het en almal uitgehaal het, want hy nie gehad het dit wat Jesus aan hierdie mense kom gee het, wou hy stopgesit het. So hulle sien die vlees in die vlees, maar hulle sien, verkondig nou die geloof wat hy vroeër uitgeroei het. So hulle sien Paulus wat die kerk vervolg het voorheen, en nou sien hulle hom dat hy verkondig die geloof. Dit was nie net Paulus in vlees nie, maar dit wat God in hom kom doen het, en hom kom vrymaak het, was sy grootste getuienis vir ander mense. Wie hy was in Christus, het hom kom verander, en ander het dit begin raak sien. Dit was sy sterkste getuienis, en dit kan jou sterkste getuienis ook wees. Maak nie saak wie jy is, of wie jy was nie, mense sal dalk dit nog raak sien. Mense sal dalk die alkoholist in jou raak sien. Mense sal dalk die drug addict nog in jou raak sien. Maar dit kan dalk die grootste getuienis wees, want mense sal sê, ek wil nou nie iemand hier noem op daardie Pietie, die drug addict, en nou verkondig hy die evangelie. Sunny, die alkoholist, en nou verkondig sy die evangelie. Dan in vers 24, en hierdie sal 'n groot gedeelte van vandag se gedeelte hier wees. En vir my so mooi dat hulle hierdie raak sien. Vers 24, en hulle het God verheerlik in my. Onthou ons het in die begin gesê, dat om sy seun in my te openbaar. So die seun, Jesus, was in hom openbaar, en toe maak hy dit vas, en hy leef dit van binne af uit. Was hy gesien as Saulus die vervolger, sien hulle nog steeds die God binne in hom, en hulle verheerlik daardie God. Hulle sien nie meer die vervolger nie, hulle verheerlik God in hom. Nou vra ek jou vandag, wie verheerlik die mense as hulle na jou kyk? Verheerlik hulle die Andrei, die amazing Comrades hardloper, wat 25 Comrades al gehardloop het? Verheerlik hulle ouma Cora, wat van wasgoed washou? Ek moes nou mooi dink, wat kan ek van ouma Cora sê? Verheerlik hulle al die mooi dinge wat jy kan doen, of die lelike dinge wat jy al gedoen het? Jo, gaan ook nou weer nie 'n naam daar sit nie. Hier Sunny, die skinnerbek. Sy was 'n skinnerbek, maar nou verheerlik ons die God binne in haar. Hulle kan dalk terugverwys na jou verlede, maar as hulle raak sien in jou die God wat aan jou openbaar is en in jou openbaar is, dan sal hulle dit begin verheerlik en nie jou nie. En ek los hierdie gedeelte hier in Matteus 5 vers 16, ek het dit voor die tyd met die worship span ook gedeel. Nou, ek moet hierby sê, daar's vlees.
aan ons. En ons wil tog so nou en dan iets mooi van onsself hoor. So hierso sê Matteus, hy sê laat julle lig skyn. Laat julle lig so skyn voor die mense. En ek sê hierby ook, as jy terugdink aan die tema van hierdie jaar, is sy lig bring hoop, leef liefde. So dis, as hy praat van jou lig moet skyn, dan moet dit eintlik God se lig in jou wees. So, laat julle lig skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Laat julle lig so skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, want die vlees doen die werke. Geloof sonder werke is dood. En ek sê daar's 'n fyn lyn. As jy werke doen om goedkeuring van mense te kry, dan is daar 'n probleem, maar as jy werke doen om God te behaag en God te verheerlik. En dan ek gaan hom van voor af lees. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So laat jou lig skyn, laat jou goeie werke gedoen word, sodat die mense wat dit sien, nie Amazing Solly raak sien nie, die God in Solly kan raak sien. Dan gaan ons na hoofstuk 2 toe, en ons lees hierso van 'n man, Titus, was 'n Griek, en die Grieke was dan gesien as die heidene, die onbesnedenes. En hierdie is 'n baie praktiese toetsgeval met die apostels. So hulle kom met Titus daaraan, wat 'n nie Jood is nie, maar hy glo in Jesus. So 'n heiden wat tot bekering gekom het, soos ek en jy, ons is heidene, of ons heidene, nou soos kinders van die Here. En hy vra hulle 'n belangrike vraag, moet hy dan ook word om deel te wees van God se volk? Die apostels en Paulus antwoord blaatant dan nee. Dit is waarom Titus so belangrik is hierso, want dit is 'n lewende illustrasie van die evangelie van genade. Titus homself in sy hoor ek nou die woord, in sy kultuur is 'n Griek. En onder die wet kan hy net inkom as hy homself laat besny. Nou vra hulle, moet hy dan homself besny as hy reeds Jesus volg? En hulle almal sê toe, nee, dit hoef nie gebeur nie. En dit is dan die illustrasie van die evangelie van genade vir elkeen van ons. As Jesus genoeg is vir Titus, dan is Jesus genoeg vir my en jou. Want sy genade, Jesus se genade, is genoeg vir elkeen van ons. Ek sê dit weer, Jesus se genade is genoeg vir elkeen van ons. Vers 5 sê dan, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. So, se nommer 1 prioriteit was altyd dat die evangelie van genade waar en rein moes bly. So moenie enigiets bylas nou nie. Ek het reeds afgekom hier, na my 3 jaar van afsondering, het ek gekom en ek het 5 dae saam met Petrus spandeer om hierdie evangelie wat God aan my openbaar het, met hom te deel as apostel van Jesus, en julle het die goedkeuring gegee. So moenie enigiets kom bylas of wegvat hieraan nie, want dis Christus wat dit kom openbaar het. En dan kom die keerpunt op hierdie gedeelte waar Petrus dan spreek. Vers 9 sê dan, en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus, Sefas, so Sefas is Petrus, Sefas en Johannes, wat as pilare geag is,
aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. So hulle sê, ons gaan daar gaan, julle het vir ons die regterhand gegee en julle het vir ons die thumbs up gegee, ons gaan so bedien. Vers 11 en 12 sien ons, maar toe Petrus in Antiochië gekom het hy hom openlik teëgestaan. Het ek hom openlik teëgestaan. Hy wat Paulus is, het vir Petrus teëgestaan. Omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir wat die wet uit die besnydenis is. So hier kom Petrus in Antiochië tussen die heidene en hy was gewoond om saam met die heidene te eet en hier skielik kom die vlees weer en sê, joh, wat maak ek hier? So Paulus se groot ding, julle het goedkeuring gegee, die heidene deel van God se volk kan wees, die geloof. So dan as julle die heidene teekom, dan moet julle saam met hulle kan sit en eet ook, sonder om onder die wet gejudged te word. Maar nou kom hy hierso, en hy dink in sy kop, wat gaan hierdie skrifgeleerdes en fariseërs van my sê, as Petrus, wat nou tussen hierdie heidene en onbesnedenis sit nie. En hierdie is baie ernstig vir Paulus, want hy het aanvanklik saam met die heidene, Petrus het hy ook saam met die heidene laat eet, en Petrus was bekend daarmee. En vers 12 sien ons dan dat hy was bang vir wat uit die besnydenis, vir die wat uit die besnydenis was. Petrus se gedrag op hierdie dag beïnvloed ander Joodse gelowiges. Want hulle die goeie nuus van genade ook gesnap, dat ek kan vrykom uit die wet uit. En daardeur het ander afvallig geraak van die genade, omdat dit nie meer oor Jesus gegaan het nie, maar oor die wet en die werke. En ons het dit verlede week gesê, wat bring die wet en werke? Dood. En net dood. So daarom onttrek Petrus homself, want hy is bang vir wat die wet vir hom gaan inhou. En dan lees ons in vers 13, jy kan dit self gaan lees, is nie op die bord nie. En die ander Jode het ook saam met hom geveins, so ook saam met hom teruggetrek. Sodat selfs Barnabas, wat ook 'n Griek was, deur hulle geveins beïnvloed is. En dan sê ek weer, optrede beïnvloed ander se optrede. So as jy die evangelie van genade ontvang, maak dit jou vry, maar jou optrede beïnvloed ander se saligheid. Jesus behoort in jou verheerlik te word. Wat ons daarso in vers 24 gesê het. Jesus behoort in alles in jou verheerlik te word. Dan vraag, kan hy verheerlik word in 'n kinderstorie? Kan hy verheerlik word in daardie social media post wat jy jou mond spoel sonder om enigiemand se naam te noem? Kan hy verheerlik word daarin? Daardie negatiewe woorde of gedagtes, kan hy verheerlik word in dit? Daai website, ons het verlede week gepraat oor die pornografie, wat so maklik deel word van ons mense se lewens. Daai website wat jy nou gaan kyk, kan hy verheerlik word daardeur? Die woede uitbarsings, as iemand voor jou indraai, dalk miskien die pastoor,
Was sop om die signs te gooi. En dan gooi ek hierdie ene daarin. Want is deesdae 'n ding wat kop uitsteek. Kan hy verheerlik word? Jy so lekker hier onderlangs trek. En dink niemand sien jou raak nie, as iemand vir jou iets sê, en sê, gelukkig is dit nie sigarette nie. Kan hy verheerlik word daardeur? En ook daardie vuil taal, wat jy so onder die kinders van die Here, so maklik, sommer net, ag, pastoor, is nie so ergie. Kan hy verheerlik word daardeur? En ek wil jou sê, dat daardie optrede beïnvloed ander, en dit formuleer hulle waarheid oor Jesus deur jou optrede. Ek wil jou vandag vra, staan dit teen, soos wat Paulus daardie dag teengestaan het. Dis tyd dat die kerk begin teestaan. Praat nou die dag met pastoor Kobus, en hy sê, een van sy grootste dinge, wat hy daai jare toe hy hier was, toe kom daar die beweging, wat gewoonlik al van die stad afkom, met die reënboogvlag, hierdeur Oudtshoorn maak. En ons het nou die dag gesê, 417 kerke in Oudtshoorn. Was seker 'n bietjie minder daai tyd. Maar 2 kerke staan, waarvan hierdie kerk een van dit was, en het 'n groot skrywe gemaak, om te sê, jy is nie welkom in hierdie dorp nie. Gaan orals anders heen, maar hierso, heerlik ons die Here. Dat dit later in die koerant opgeëindig het, 2 kerke staan teen die Pride beweging. So dis tyd dat die kerk, ons moet maar net lief wees vir hulle, pastoor. Ons kan lief wees vir hulle, maar ons is nie lief vir die sonde nie. Ek kan lief wees vir jou, as jy met 'n vuil mond praat. Ek kan lief wees vir jou, maar ek kan nie goedkeur wat by jou mond uitkom nie. Ek kan lief wees vir jou as pornografie verslaafde, of as dwelm verslaafde. Ek is lief vir jou. Ek sien lief vir jou sonde nie. Dis tyd dat ons as kerk weer opstaan, en waaragtig opstaan, want die wêreld kyk vir ons, en hulle formuleer hulle waarheid oor God se genade. God se genade het cheap geword, en wat Paulus gesê het, die genade moet ons nie goedkoop maak nie. Dis nie 'n once saved, always saved nie. As God se genade in jou geopenbaar is, sal dit jou waarlik vrymaak, en ander sal dit sien, en God verheerlik in jou. Petrus het die regte teologie gehad. Hy het geweet, heidene word deur die geloof in Christus gered. Maar sy optrede het iets anders daardie dag gekommunikeer. En dit is hoekom Paulus so hard opgestaan het daardie dag teen Petrus se optrede. En dit is direk in opstand met vers 24. En hulle het God in hom verheerlik. Die kinders van die Here, die heidene en die Jode, kon nie God in Petrus verheerlik daardie dag nie. En dit is hoekom Paulus hom teëgestaan het. Mag God in elkeen van ons optrede verheerlik word, want dit is 'n spieelbeeld van sy genade. Ek wil hê jy moet jou oë daar sluit. Vers 20, luister net hierna. Paulus skryf, ek is gekruisig. En ek leef nie meer nie. Ek, Paulus, leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. So hy praat hier met
met Petrus. Ek is met Christus gekruisig. Ek as vervolger, moordenaar, wat die kerk van God teëngestaan het. Ek leef nie meer nie, maar Christus in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Vers 21 sê, ek verwerp nie die genade van God. Want as daar geregtigheid deur die wet is, dan is Christus te vergeefs gesterwe. Ek verwerp nie die genade nie. Klein Karoo gemeente, mag ons so lewe dat ons nie die genade van God verwerp nie. Mag ons werke en die wet nie die deurslag gee nie. Mag sy genade ons vrymaak, want as ons dit najaag, ons werke in die wet, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As jy toegelaat het, dat jou optredes, baie keer dan noem ons hierdie optredes in die naam van die woord. Ons justify dit. Maar as sy genade jou waarlik vrymaak en Christus leef in jou, sal jy op so 'n manier leef dat Christus in jou verheerlik word. En dit is wat Paulus met Petrus hier so hard oor praat. Moenie toelaat dat jou optrede vandag maak dat ander hulle siening oor God se genade en oor Jesus Christus se kruis formuleer en sê dis hoekom. Dis hoekom die wêreld so maklik kan sê, ag, die kerk is 'n klomp hipokrits. Ons is sondaars. Ons doen verkeerd. Die genade is nie daarso net sommer vrylik om vir jou om te doen net wat jy wil nie. Die genade is daar sodat Christus in jou verheerlik kan word. Ek sê weer, ek judge jou as mens nie, maar ek judge die sonde. En Christus judge ook die sonde. Want ek wil graag hê, jy moet God se volle genade snap. Genade is nie net somme, ek kan net gou bid vir die Here en dan gaan hy my red nie. Dis wat hy doen. Hy red ons. Genade is soos 'n pa wat pak slaag gee wanneer dit nodig is vir 'n kind om pak slaag te kry. En nou, dan vat jy daardie selfde kind en jy tel hom op en jy sê, alles gaan oukei wees. Ek vra jou, wie verheerlik die mense as hulle na jou kyk? Dankie Here, dat U kom vrymaak. Die kruis was nie verniet nie.
Dankie dat ons nie meer hoef te leef in onsself nie, maar dat ons leef in Christus. As daar enige iemand is wat sy hart en lewe vir Jesus wil gee, wil ek jou net vra dat jou hand vinnig sal opsteek en laat sak. So 'n paar hande. Dankie. Dankie. Hierdie woord sê vir ons, ek is met Christus gekruisig. En as jy gekruisig is met Christus, beteken dit jou sonde is aan daardie kruis vasgenaal. Ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dankie Here, U sien elke hand raak. Bid Jesus dat U Uself in hulle sal kom openbaar. Dankie vir genade wat ons kom uitred. Dankie vir genade wat ons kom vrymaak van die las. Ons bid Here dat daardie genade vir elke ene sal wees in hierdie gebou vandag. Dankie dat U Uself in ons kom openbaar. Here, en al sien mense nog steeds die vervolger. Al sien mense nog steeds die ou mens, die ou vlees, sal hulle God in hom verheerlik. Heilige Gees, dankie dat U kom praat deur U woord. En dankie dat U woord vir ons 'n waarheid word. En die waarheid maak ons vry. Dankie dat U woord lewend is. En dat hierdie woord vandag sal lewe in ons harte. Heilige Gees, kom in hierdie boek van Galasiërs en openbaar nog meer van Uself deur die skrywe in die brief van Paulus aan die Galasië kerk. Dankie Jesus vir U liefde. Ek bid Here dat ons nie gevang sal word soos Petrus, wat deur die vlees gedryf was daardie dag. En dat ons optrede sal maak wat daardie dag met Petrus gebeur het nie. Here, maar mag ons optrede mense so beïnvloed dat hulle Jesus in ons sal verheerlik. Dankie dat U mense se sondes kom vergewe. U verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. Here, en U genade is vrylik vir ons beskikbaar. Dankie Jesus dat daardie genade vrymaak, U herstel, transformeer en dit gee ook op dieselfde tyd 'n roeping. Ons maak mense se roepings vas. Dit wat die vyand kom steel het, kom ons claim ons terug 7voudiglik en ons verklaar dit oor elke ene. Daardie roepings kom maak ons vas. U kom maak dit nou in hulle vas. Dankie Jesus vir U getrouheid in die naam van Jesus. Amen en amen. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser.
Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.